Sit gerus. Goeiemôre vriende en familie. Ek wil net graag namens Tannie Toeties en hulle gesin baie dankie sê vir almal se ondersteuning hier vandag en dat julle ook hier is om julle liefde en julle waardering ook te wys vir oom Louis en dan ook vir die familie. Ons gaan begin deur saam te sing Psalm 42. Dis 'n psalm waarin ons met swakheid roep na die Here om ons te ondersteun en te sterk. Die woorde is in die blaadjies soos wat dit uitgedeel is, daar op die binneblad, Psalm 42. Ons gaan vers 1 sing en ons sing dit terwyl ons net so gaan staan en daarna kan ons weer ons plekke inneem. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons is vanoggend bymekaar as vriende, as familie, om afskeid te neem en om getroos te word deur U. U ken ons elkeen se hart. U ken ons gedagtes. U weet wat ons beleef. Hoor ons, Here, selfs die dinge waarvoor ons nie woorde het nie. Emosies, gevoelens, herinneringe. Ons is vol voor U. Nou vra ons, Vader, laat dit stil word in ons, dat ons U woorde hoor, dat ons U raak sien en dat ons lewe kan sien wat by U is. Lei ons nou deur U woord en deur U Gees in ons harte. Dit bid ons in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Oom Louis het 'n vol lewe gehad tot omtrent so 20 jaar terug. Ek vra vir Tannie Toeties, hoe lank terug was die ongeluk? En sy sê Oktober, so 20 jaar sal dit wees. En na die ongeluk het sy liggaam nooit weer herstel. Hy was vasgekeer eintlik in sy liggaam, wat nie meer kon saamwerk nie, al sou hy wou. So tragies as wat dit was, het ons vir daai laaste 20 jaar gesien hoe die familie en veral Tannie Toeties hom versorg het, hom bygestaan het met alles wat hy nodig gehad het. En dit was elke dag 'n demonstrasie gewees van Jesus Christus wat ons versorg,
en ons bystaan in ons hulpeloosheid. Sy selflose opoffering. Ons kon dit sien elke dag in en uit. En op hierdie manier het hierdie hartseer situasie eintlik gepreek, gepraat, vertel. Want niemand kan so iets doen aanhoudend sonder om krag en liefde van die Here te kry om dit te doen nie. Wanneer sou jy moeg word? Hoe lank sou jy uithou? Hoe lank sou jy aanhou? Dink 'n oomblik as die Here dan sê dat hy homself so vir ons offer elke dag. Hoe groot is sy genade dan nie? En so het ons eintlik 'n preek gehoor uit oom Louis se lewe elke dag en uit die familie se lewe uit elke dag. Maar 'n groot deel van die seer was dat hy hier is, maar nie hier nie. Dat sy liggaam hier is, maar dat hy dit nie kan gebruik nie. En ek het gedink om volgende daaruit gedagtes te deel. Die hartseer van die liggaam wat nie kan werk nie, maar dat ons volgens saam dink dat die Here selfs dit regmaak wanneer hy ons heel maak as ons na hom toe gaan. Dis waaroor ons getroos gaan word. Vanoggend en dan ook raak sien dat God dit uit genade doen vir mense soos ons. En daarom gaan ons saam lees uit 1 Korintiërs 15. En daar is die vraag gevra, hoe gaan 'n mens se liggaam dan eendag wees? Hoe is oom Louis se liggaam dan nou? By die Here. En die Here se woord gee vir ons leiding, 1 Korintiërs 15, ons lees vers 35 tot vers 49. Iemand kan vra, hoe word die dooies opgewek? Watter soort liggaam sal hulle hê? Dit is 'n dom vraag. Want wat jy saai, kom nie tot lewe tensy dit eers sterf nie. En wat jy saai jy nie in die toekomstige gesalte daarvan nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou koring is of iets anders. Maar God gee 'n gestalte daaraan, soos hy bepaal het. Aan elke saadsoort gee hy 'n eie gestalte. Die vleis van lewende wesens is nie alles eners nie. Daar is 'n verskil tussen mense en diere en voëls en die vleis van vis. En daar is ook hemelliggame en daar is aardse liggame. En die glans van die hemelliggame is anders as die van die aardse liggame. En die glans van die son is anders as die van die maan of van die sterre. Ook verskil die een ster se glans van die ander. En so is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word, is verganklik en word in onverganklikheid opgewek. Wat gesaai word, is gering en word in heerlikheid opgewek. Wat gesaai word, is swak en word in krag opgewek. 'n natuurlike liggaam word gesaai. 'n geestelike liggaam word opgewek. Aangesien daar 'n natuurlike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. So staan daar ook geskrywe: die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword. Maar die laaste Adam het die lewendmakende gees geword. Die geestelike kom nie eers nie, maar die natuurlike en daarna die geestelike. Die eerste mens is uit die aarde en is stoffelik, die tweede mens is uit die hemel. Soos die stoffelike mens was, so is ook ons stoffelike mense. En soos die hemelse mense, so is ook die hemelse mense. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Dis 'n vol gedeelte en mens verloor dalk so half die draad langs die pad. Maar hy werk eintlik met 'n eenvoudige metafoor van 'n saaiboer en van die saaiwêreld. En dit help ons om te verstaan wat is die verskil tussen 'n aardse liggaam en 'n hemelse liggaam. As ons vandag dink aan 'n aardse lyf, staan hier, moet ons eintlik daaroor dink soos 'n koringkorrel. 'n
en enige saad wat dalk geplant kan word. En dan die ding wat opkom daarna, is baie anders as daai dingetjie wat jy in die grond gesit het. Baie anders. Dit wat jy saai, lees ons ook, moet eintlik eers doodgaan. Jy offer dit op. Jy kan nie 'n saaimielie wil plant en hom wil hou om kos met hom te maak nie. Jy kan nie albei hê nie. Jy moet hom opoffer as jy later iets groters wil terugkry. So die dood van die saadjie is die verlies, ja, maar dis 'n nodige tree na die groter lewe. Hier is die korreltjie en dan is die dood tussenin en dan is die groot lewe. En in hierdie koringkorrel wat later 'n groot koringgerf word, is daar iets wat dieselfde bly, daar's 'n konstantheid. Maar daar's ook goeders wat verskil. Daar's verandering. Iets bly dieselfde. Wat bly dieselfde van 'n mens? Jy bly jy. Jy behou jou identiteit. Jy behou wie jy is. Jy word nie 'n engeltjie nie. En jy word ook nie een of ander gedagtelose gees nie. Jy bly jy. Maar iets verander. Hierdie saadjie ontplooi in 'n baie groot gerf. Uiteindelik ten volle heerlikheid van wat jy was op aarde. Dis die breë lyne van ons gedeelte. Maar dan word daar verder verduidelik hoe God hierdie kan doen. Ons moenie dink dis te moeilik vir hom om iets te verander. Nou het iets hierdie manier van bestaan en later het iets 'n ander manier van bestaan nie. God kan verskillende maniere van bestaan gee. Soos ons die verduideliking hoor, soos wat hy verskillende tipes vleis gee, voëls en diere en visse se vleis verskil en soos wat sterre in die hemel verskil. God kan enigiets maak en hy kan enigiets in enigiets verander. Hy kan van 'n liggaam wat op aarde nie meer sy eie hare kon kam nie, iets hemels maak wat ons in ons gedagte nie kan bedink nie. En dis wat ons verder sien in hierdie gedeelte. Eintlik verduidelik hy nou met 4 aspekte van ons bestaan, hoe dit wat ons hier ken en dit wat daar gaan wees, wêrelde uitmekaar uit is. En hy gee vir ons 'n lysie. Hy sê, so is dit ook met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word is verganklik en word in onverganklikheid opgewek, gering en word in heerlikheid opgewek. So gaan hy aan met die lysie en kom ons kyk na elkeen van hulle. Verganklikheid, wat onverganklikheid gaan word. Wat is dit? Dit gaan oor duursaamheid. Dit wat vandag verganklik is, dis iets wat bederf kan word of siek kan word of skade kan kry. Skade in 'n motorongeluk kan kry. Dis verganklik. Maar dit gaan onverganklik verander word. Wat beteken dit? Onaantastbaar, onbeskadigbaar. As ek nou maar so 'n eenvoudige beeld kan gebruik, dink dalk aan 'n houtlepel waarmee jy eet en jy gaan met hom eet en jy gaan net 'n tydjie met hom kan eet teenoor 'n stainless steel lepel wat vir ewig gaan hou. Dis die verskil tussen verganklik en onverganklik. Dis die verskil tussen 'n lyf hier op aarde en dit wat die Here van ons maak. Die volgende ene gaan oor waarde. As ons daar lees, dit wat gering was, gaan heerlikheid hê. Dit wat gewoon lyk hier op aarde, gaan jou asem wegslaan in die hemel. Dink aan 'n modderhut teenoor 'n marmerpaleis. Die waarde gaan wêrelde verskil. En dan sê hy verder, die vermoë verskil ook. Dit wat nou relatief swak is, relatief kragteloos, effentjies is ons liggame maar, gaan eendag besonder sterk wees en effektief wees en dinge doen wat ons nie eers vandag kan droom nie.
Kom ons dink dalk aan die verskil tussen hoe hulle aanvanklik gekommunikeer het met morsekode en hoe ons vandag 'n slimfoon het. Dis wêrelde uitmekaar uit. Dis 'n totale opgradering in vermoë. En die laaste een in die lysietjie is die aard wat verskil. Dit wat hier vlees is, bloed is, aards is, stoffelik is, deel van 'n geskepte wêreld, word hemels, geestelik, bekragtig deur God se eie gees. Dit wat hier maar 'n kers is later soos die son self. Ek probeer maar metafore gebruik, beelde, want ons koppe is te klein om hierdie woorde se grootheid oop te vou. Uiteindelik gaan hy verder om te sê, ons almal hier op aarde is maar soos Adam uit stof uit is, en ons is almal maar vas in liggame soos wat Adam gehad het na die sondeval. Maar Jesus is die nuwe Adam, en soos wat hy 'n nuwe liggaam gekry het na hy deur die dood is, so kry ons nuwe liggame, verheerlikte liggame, sê Filippense 3, verander ons in wat hy is. Vriende, so sien ons dat as Jesus aan die kruis sterf, doen hy nie net daar wat ons nie vir onsself kon doen nie, ons skuld te dra nie. Maar na dit maak hy 'n pad oop om in heerlikheid by God te wees met 'n liggaam wat ons nie self vir onsself kon gee nie. En dis 'n genade. En ek wil hê die familie moet daaroor dink. Almal wat vir Louis geken het, wat weet hoe broos hy vasgesit het in sy aardse liggaam. En net 'n oomblik indink dat hy nou iets het wat ons met ons beste verbeelding nie eens kan omvat nie. En ons almal kan dalk nou Louis gekyk het en hom jammer gekry het en gedink het ons is soveel beter af. Maar weet julle, in vergelyking met wat hy nou het, is ons maar eintlik presies dieselfde as wat hy hier op aarde was. Broos, gebroke, swak, tydelik, mens. En soveel as wat hy die Here se genade nodig gehad het, soveel het ek en jy dit nodig. En soveel as wat hy oom Louis herstel in eerlikheid, soveel herstel hy elkeen van sy kinders. Maar as ons net so dink, wat goed en mooi is, dink ons nog baie oor ons, ek, my, selfgerig. Maar kom ons dink 'n bietjie aan hierdie God wat dit alles doen, vir mense wat dit nie verdien nie. Dis nog wonderliker om daaraan te dink, dat daar 'n goeie Vader is wat deur sy Seun en Gees 'n plan gemaak het om ons hier op aarde 'n nuwe lewe te kom gee, terwyl hy nie hoef nie. Niemand van ons het genoeg goeders op ons lysie van goedheid, wat jy vir God kan sê, kyk hoe goeie mens is ek, jy moet nie. Ons almal skiet ver te kort. Tog begin die Vader deur die Seun 'n plan, en werk hy met sy Gees. Ons lees daarvan in Romeine 8 vers 30. Die wat hy bestem het, het hy geroep, en die wat hy geroep het, het hy vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy verheerlik. En dis die groot troos. God stap 'n pad met sy kinders, 'n pad wat hy dan ook voltooi en klaar stap. En langs daai pad val ons, langs daai pad struikel ons, langs daai pad verdwaal ons, langs daai pad breek ons. Ons gees raak swak, ons liggaam gee in. Maar God, wat in elkeen van sy kinders begin het, loop die pad end uit, tot in 'n herskepte heerlikheid. Vriende, ek weet, dis nie die tipe goed wat ons elke dag oor dink nie. Dis nie die tipe goed wat jy volgende maandag oor gaan dink as jy terug gaan werk toe nie. Maar dis die tipe goed wat eintlik ons hele bestaan vasbind en regop hou en vir ons 'n rede gee om aan te gaan. As jy rede soek om aan te gaan in hierdie wêreld, dan is daar genoeg rede om op te hou. Jou werk is nie genoeg om jou te vervul nie, jou sport is nie genoeg om jou te vervul nie. Jou loopbaan en jou doelwitte en die pensioen wat jy bou, niks
is eintlik die fondasie waarop alles rus nie. Dit lê by die Here. En dit is iets wat selfs die dood nie by jou kan wegvat nie. Daarom al is ons so by mekaar om afskeid te neem en getroos te word, is dit 'n geleentheid om te dink oor die wonderlike groot God wat ons juis vashou, en dit is ons troos. Hy red nie net ons gebroke gees en siel nie, hy maak ons liggame nuut, omvattend, alles vernuwe hy. Dis hoe wonderlik hy is. Hy gee om oor die hele jy, en hy maak die hele jy nuut. Van koringkorrel tot koringaar is daar die seertreekie tussenin. Daai korrel moet geplant word. Oom Louis is weg. Ons harte is seer. Maar dit is sodat die nuwe lewe kan begin. 'n Nuwe liggaam kan funksioneer soos wat ons net kan droom. Beter in duursaamheid, in waarde, in vermoë, in aard. Is iets om na uit te sien. Maar ons moet meer sien as dit. God die Vader wat in sy alvermoë deur die Seun en Gees hierdie moontlik maak. Dis waar die eintlike troos lê. Jy is swak, jy is strompelend. Ek is swak, ek is strompelend. Ons is in wese niks anders as wat oom Louis was nie. Afhanklik van God se genade om ons nuut te maak. En hierdie God maak in glorie heeltemal klaar wat hy op aarde begin het. En wanneer jy moeg, gedaan en op en ver en hopeloos voel, onthou hierdie grootsheid van waarmee God besig is. En daaruit lewe ons elke dag met bewondering vir hom tot sy eer. Nie met onsself in die middel nie. Dit gaan breek en in die grond in en weg. Maar met ons oog op hom wat alles begin en klaar maak. Kom ons sien die Here raak. Juis in ons swakheid en afhanklikheid. En hoe hy deur sy kinders werk en sy goedheid wys. Hier is nie maar net woorde in 'n boek nie, hier is nie maar net 'n preek wat gedagtes deel nie. Ons kon 'n konkrete voorbeeld sien in die selflose liefde wat sy familie gegee het. En hulle het dit gedoen omdat hulle weet dis wat Christus vir ons gedoen het. En waar jy ook al is en waar jy ook al 'n moeilike ding in jou lewe het, 'n moeilike ding wat baie van jou vra, hou aan, gee, soos Christus gegee het. Dit is die beste, mooiste voorbeeld van dit wat goed en waar is in hierdie hele wêreld. En mag hy ook in jou pad skitter, soos wat hy op baie ander moeilike paaie skitter, waar sy kinders aanhou en aanhou om te gee, soos hy gegee het. Wees daarvan deel. Dis al wat aan die einde van die dag oorbly en saak maak. Amen. Kom ons bid. Here, U neem ons na diep plekke in ons gedagtes. En ons bid dat U met elkeen van ons nou vanoggend so praat dat ons hier uitstap en weet U het met ons gepraat. Help ons om ons eie lewens te herdink. Help ons om ons keuses te herdink. Help ons om dinge te sien in ons lewe deur die bril van die groot goed van ewigheid. Dan sal ons U verheerlik in wat ons kies, wat ons met ons tyd maak, hoe ons met mekaar maak. Dankie dat ons 'n voorbeeld daarvan gehad het
en Tannie Tutie se lewe, dat ons U kon sien en daarom eer ons net vir U. Dankie wat ons kon hê in oom Louis se lewe, dat hy 'n instrument in U hand was, of sy liggaam nog gewerk het, en ook die tyd daarna. Dankie dat ons U goedheid in al hierdie dinge kan sien. Versterk ons. Dankie dat mense soos ons ook U genade mag hê, dat ons mag leer om uit U krag te lewe. Dankie dat U ons vashou as ons moeg geword het, as ons gedaan is, as ons uitsak, as ons moedeloos raak. Dankie dat U nie met ons ophou nie, tot by die einde toe. Ons verwonder ons oor U. Ons dankie dat U dit alles gedoen het, weens die werk van U Seun, dat al die redes weggevat het, hoekom U sou ophou. Ons eer en verwonder ons oor U. Dankie dat U ons troos met U woord, U Gees en U waarheid. Ons bid dat U vir Tannie Tuties toefou, die familie, die kinders, elke een met die groot liefde en die waarheid van wie U is, nou en tot in ewigheid. Amen. Ons gaan nou saam sing. Skrifberuiming 18:6, dis lied 602. Die woorde daarvan is ook in die blaadjie. Daar is 4 verse gegee, dis vers 1, 3, 4 en 5. Ons gaan dit sing as 'n vorentoe kyk. Hierdie lied gaan oor die nuwe hemel, die nuwe aarde, waar al hierdie wonderlike heeldinge wat ons van hoor uiteindelik bestaan. En waar ons sonder stikkend en verlange en seer die volheid van God beleef. So kom ons sing oor dit wat oom Louis beleef. Ons staan en daarna kan ons weer ons plekke inneem. Ek sien 'n nuwe Sit gerus. Die familie het my gevra om die bedankingsnamens hulle waar te neem en so bedank ek dan graag die volgende. Sê dankie aan ons hemelse Vader vir die tyd wat hy Louis gespaar het
en sy hand van liefde oor hom gehou het. Dankie ook aan Medicare Hospitaal se personeel wat so mooi na hom gekyk het in sy tyd in die hospitaal. Ook dankie vir dokters Burger, Van Dijk en Stein. Dankie vir Kobus by Ukono begrafnisdienste vir sy flikse diens en behulpsaamheid. Dankie vir die ambulansdienste 911 wat altyd bereid was om te help. Dankie ook aan Lebo wat so vriendelik na oupa gekyk het by die huis. Dankie aan Dominee Griffel en die lidmate van die kerk vir julle bystand. Dankie vir almal wat hand bygesit het en verversings gebring het vir vandag. Dankie vir elke oproep en elke boodskap. Dankie ook vir almal wat van ver en naby gekom het. Dit word opreg waardeer. Ons wil besonder dankie sê vir Liesel. Dankie dat jy altyd daar was vir jou pa en vir alles wat jy geoffer het om die lewe vir hom so maklik as moontlik te maak. Laaste wil ons dankie sê vir my ma. Sy het haar lewe gegee om na my pa te kyk op die goeie en die slegte dae. Sy het ons geleer van onvoorwaardelike liefde. Dankie mami dat jy so mooi na hom gekyk het. Sy het nooit opgegee nie en elke dag met dieselfde toewyding na hom gekyk. Al het ons dit nie altyd gesien en verstaan nie. Ons waardeer dit uit ons harte uit. Die verrigtinge gaan soos volg wees. Ons gaan nou 'n oombliekie gee vir 'n laaste waardering. Daarna gaan ons uitbeweeg vir die wat nie die terrein ken nie. Ons gaan hier aan die kant uit so om na die saal toe wat die kant van die gebou lê. Dan gaan ons daar saam verversings geniet en die badkamers is dan ook op pad soontoe. Jy sal die mans die kant sien, maar net aan die ander kant 'n entjie verder die dames en dan is dit die saal. So ons gaan so ombeweeg vir verversings daar. Dan wat ons nou gaan doen, ons gaan 'n geleentheid gee vir 'n laaste eerbetoon. Hier gaan blaartjies hier voor wees en dan is die houertjie, die kussie ook dan hier voor. Dan gaan vra dat ons so ombeweeg van die kant af as jy wil om te beweeg, 'n blaartjie te kry en dit sommer net hier voor te strooi en dan so om te beweeg en uit te beweeg. Dit gaan die vloei net baie makliker maak. En daarna gaan ons dan die verversings in die saal geniet. So ek gaan nou vra almal wat wil om vorentoe om te beweeg op pad uit en dan 'n laaste eerbetoon te bewys. Nelia gaan vir ons mooi musiek speel. Baie dankie.